Okay, so is nie moeilik om te sê wat jy sien nie, behalwe dat het ryk bietjie fairy tale rag onder, maar bo lyk dit baie normaal. Daar's 'n put, daar's water, daar's gras, daar's 'n boom, en dan onder is daar hierdie fontein of hierdie water waaruit daai emmertjie nou skep. As ek jou sou vra, as hierdie prentjie jou bediening voorstel of jou leierskap voorstel, hoeveel anders sou hy lyk? Want onthou, as leier is jy 'n fontein, jy gee water sodat die gras kan groei, die mense kan groei, die bome kan groei, kerke geplant kan word, kerke gegroei kan word. So die groot vraag is, waaruit skep jy dan nou jou water? En hoe lyk daai water spesifiek? So dis 'n vraag oor jou binnekant, oor jou siel. Wat is die kondisie van jou siel? Nou siel is seker baie gelaaide woord, is soos braai. Braai is 'n baie gelaaide woord. Braai kan beteken ons braai kan beteken ons braai nie. Nee, ons gaan nou braai. So dis 'n gelaaide woord. So ek dink siel is ook 'n gelaaide woord, maar op 'n manier weet ons wat beteken siel. Siel beteken my binnewêreld. Dis wat ons van die sielkunde praat. En ook as ons byvoorbeeld iets sal sê soos die volgende, ken jy soul food? Voedsel vir jou siel, vir jou binnekant. Wat is die kondisie van jou siel? Nou, in die Ou Testament word die woord siel verskriklik baie gebruik. En die Hebreëse woord daarvoor is nefesh. Nefesh kom 743 keer voor in die Ou Testament. 473 keer word hy met siel vertaal. Maar die interessante is, as jy gaan kyk na die ander maniere wat hy vertaal word, dan gee dit vir jou 'n kykie in die mense van daai tyd se persepsie van wat siel was. Lewende wese, hart, gedagtes, emosies, bewussyn, hierdie hinkering, hierdie verlange, my siel smag na God. Op een plek word siel in spesifiek nefesh met nek vertaal. David sê die water het tot by my nek gekom en dan gebruik dan so die woord nefesh wat daar staan. Dan leer ons dat in die begin, die skepingsverhale, lees ons in Genesis 2 vers 7, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Interessant, daar is 'n baie goeie ooreenkoms in Hebreëus tussen die woord vir aarde en die woord Adam. En so, en het sy asem in sy neus, sy asem van die lewe geblaas, en so die mense lewende siel geword. Ek het net weer gaan kyk op, ek weet nie of jy 'n Bible app het nie, dit is 'n baie oulike app wat jy kan gebruik as jy bietjie wil oorspronklike taal ook kyk, en hy sit hom vir jou verskriklik mooi uit. Het hy gesê, spesifiek hierdie lewende siel is lewende wese. So jy het lewendig geword. So daar het iets gebeur tussen stof en sy asem, word jy lewende siel, hierdie iets wat bestaan. Ek is op pad iewers heen, ek beloof. En dis vir my eintlik so mooi as mens besef dat, dis vir my mooi idee van spiritualiteit. Spiritualiteit is 'n kombinasie van aarde en lewende gees. 'n Werklike spiritualiteit is 'n goeie koneksie met die aarde en 'n goeie koneksie met gees. Jy kan nie een oorbeklem doen, daar moet 'n balans wees. Dus ek hou ook van die woord geaardheid. Hy het 'n mooi geaardheid. Hy's earthed. Paar ander goed oor siel, voordat dit beter gaan raak. Die Hateers noem dit die ontstoffelijke deel van die mens, die setel van die gevoel, die wil, die gedagtes, lewende beginsel van God wat as onsterflik beskou word. Dit huisves bewussyn en onderbewussyn, soos 'n ysberg, is die gedeelte onder die oppervlakte. En ons almal ken die ysberg metafoor of die
oortjies van die seekoei metafoor. Daar's goed wat ons kan sien, maar daar's goed wat ons nie kan sien. En die goed wat ons nie kan sien in ons lewe, as leiers, is jy aan die binnekant, is deel van jou binnelewe, en dit bepaal in 'n groot mate jou optrede. Dit kom van iewers af. En daarom moet ons eintlik baie moeite doen om die sielsvlak te ondersoek, ons binnekante te ondersoek. Waar is ons? Ja, dalk is dit 'n gebreklike hand. Dalk is dit ander goed wat ons moet ondersoek. John Ortbeck sê die volgende: Your soul is what integrates your mind, your will and your body into what we call a life. Nou hier is 'n storie. Daar was 'n dorpie in die Alpe gewees, wat geweldig bekend was vir hulle water wat hulle daar gebottel het, wat uit die strome uitgekom het, uit die berge uit die Alpe uit. En op 'n stadium toe sit die stadsraad saam en hulle besef, hulle moet net so 'n bietjie weer na hulle budget kyk. Ons 'n bietjie besnoei. En hulle kyk, wie betaal ons en wie betaal ons nie, en hoeveel betaal ons die mense, en hulle sien, hier's iemand op die payroll, en hulle sien toe, maar die oomie is in sy 70's, en hy bly in die berge, in 'n cabin. Dan sê hy my, hierdie man, nee, kom ons fire hom. Wat doen hy tog nou? En dit was die 2 weke net, toe begin hulle dorpie se water vuil word. En een van die ou stadsraadslede kom terug, en hy het nou die institutional memory van al die aanstellings waar hy was. Hy sê net, die oom se werk was, om daar waar die water ontstaan, die strome skoon te hou, van takke en goede, om so seker te maak dat die water as dit in die dorp kom, dat dit skoon is. Sy werkstitel was stroomoppasser. En ek dink ek en jy is almal stroomoppassers van hierdie stroom wat uit ons lewe moet vloei. Hoe gaan jy om met jou siel? Hoe pas jy hierdie stroom op? Die vraag wat Jesus sê, wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste menswees, as jou siel nie op 'n goeie plek is nie. En ek dink, as jy 'n goeie stroomoppasser is, dan besef jy die volgende: my siel het sekere caring nodig, hy kryf seker goed, en ek moet dit vir my siel gee. En omdat ek so 'n bietjie reflekteer uit Genesis uit, wil ek weer teruggaan na 'n paar gedeeltes in Genesis. En vir jou eers te sê, as jy dink aan die eerste mens wat nou hierdie lewende wese geword het, wat het daai mens se siel nodig gehad? Wat is van die goed wat God vir hom gesê het belangrik is, en vir haar gesê het belangrik is? En die eerste ding is, jou siel het rus nodig. Amen. En ek's mooi om te hoor dat daar goed so sabbaticals is en so. Ek verstaan van 'n gemeente wat 'n policy geskryf het oor sabbaticals. Hy's 'n gemeente in my netwerk. So as jy 'n policy het, ek sal ook graag daarna wil kyk, want ek bedoel, vertel nou vir 'n kerkraadslid, ek het 'n sabbatical nodig. Meeste van hulle gesê, jy werk jy nou net Sondag. Jy weet. Maar rus is verskriklik belangrik. Daar's hierdie ding van rus dat selfs God het gerus. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk. God het gerus. Maar hy's van ons wat dink, ons moenie rus nie. Ons het nie rus nodig nie. Dis hierdie idee van, as ek baie hard werk, is ek baie vroom. As ek myself uitbrand, is ek eintlik baie vroom. Kom ons wees eerlik. Het jy al in die winkel gestap en 'n gemeentelid kry jou daar? Dan vra hulle vir jou, wat maak jy hier? Dan voel jy onmiddellik skuldig, dan verduidelik jy. Nee, ek het 'n afspraak gehad hierso by Seattle by iemand, en toe gesien 'n beradingsding en so. Jy wil tog net nie hê hulle moet dink jy werk nie. En as jy die stroomoppasser is, moet jy jou rus eerste op jou kalender aan die begin van die jaar neersit. Dis nie 'n teken van luiheid nie.
Dit sê ek's 'n stroomoppasser. Ek moet hierdie stroom skoon hou. Want hier is die ding, ek weet ek is nou al baie lank in die bediening en het saam met baie kerkrade gewerk. Nog nie een keer. Wel, die een ding wat ek nou al agtergekom het en ek wil dit miskien vir jou, dit moet jy neerskryf. Ek het 'n gemeente geplant van die grond af, ek en my vrou, ons het gesaffer. Erger is Antistini van agter elke man, ons het gesaffer. En ek gaan my maand weer daar preek. Maar elke keer as ek al kom, ry ek daar by die parkering en dan soek ek, waar's my standbeeld? Wat hulle vir my gaan oprig. Want ek het dan so gesacrifice. Na 14 jaar in Bellville het ons 'n groot auditorium daar gebou. Ek ry nou nog daar met verwagting. As ek 'n e-mail kry van hulle kerkkantoor, dan dink ek is seker nou die uitnodiging vir die onthulling. Nie eers 'n bronsbeeld, nie eers 'n kopbeeld, niks. Hulle gaan nie vir jou 'n standbeeld opsit nie, they just move on. Hulle gaan nie na jou toe kom sê, o, jy lyk so moeg. Wil jy jou vrou nie 'n bietjie verlof vat nie? Vat 'n bietjie, nee. Dis as jy daai verlof indien, alweer. So hier's die ding, jou siel het rus nodig, en as jy 'n goeie verhouding met jouself het, gaan jy dit besef. En onthou, ons werk nie ons pad na rus toe nie, ons werk vanuit rus. Nee, dit was aand en dit was môre. Nee, dit was môre en dit was aand. So dit was aand en dit was môre dag 1 en dit was aand en dit was môre dag 2. So jy werk vanuit jou rus uit. Ek dink ons siele benodig daai rus. Maar ek dink ons siele benodig ook werk. So net toe jy dink ons gaan nou, waar is die amen nou? Ons het hierdie idee dat die sondeval se vloek was werk. Want jy geweet, daar was gewerk voor die sondeval? Toe het God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bemaak, te bewaak. Dis werk. Nou kom ons sê nee, werk is deel van die sondeval. En ek dink, werk gee aan ons betekenis, maar werk kan nie jou identiteit word. Ons leef in 'n gemeenskap waar werk nogal jou identiteit is. Ek het Saterdag aand saam met mense gekuier, waar ek van die mense nou die eerste keer ontmoet. Jy was al by so kuier. Dis awkward aan die begin, nou staan jy daar, en dan raak die manne nou gemaklik, en hulle kuier lekker, en hulle coke met ys in, en so, en dan gesels hulle, en dan staan, dan wat is die vraag wat op 'n stadium kom? Wat doen jy vir 'n lewe? Nee, en dan sal ek nou sê, ek is 'n predikant. Ja, dan vat hy maar 'n sigaret en hou hom agter sy rug. Of die stempunt. Jy weet, en hy sê, ek hou nie eintlik van brandy nie. My vrou het hom vir my gegooi. En dit is 'n vark van 'n dop. Dan verander hulle, jy weet, hulle hele opinie. Maar ons vra dit vir hulle ook. Het jy al iemand anders gehanteer as jy hoor wat sy werk uit doen? So wat doen jy? Ek's 'n breinchirurg. Nee, jy hanteer hom anders as wat hy vir jou sê hy's 'n die of 'n daai. Want ons werke raak ons identiteit. En hier is die groot probleem hoekom ons sukkel met aftrede in baie beroepe. Die een is 'n finansiële rede. Ons is nog nie gereed vir aftrede nie. Ek het nou die dag met my makelaar ontmoet. Hy het gesê nadat ek dood is, moet ek nog 3 jaar werk. Dan sal ek fyn wees. Dis hoekom ek onder 'n oop hemel leef. 'n Oop venster. Maar dit word jou identiteit en dan kan jy ook nie aftree nie, want ek was dan nou die man. Ek stap in Sondag. Hulle en hulle en ek haal die Bybel en ek preek. En almal maak grappies met my, en almal kom lewer ietsie by die deur af. Ek klim by die huis, weet in die kar, ek ry uit, ouens gee vir my high five in die parkeerarea soos ek ry. Pastoor, hulle koop vir my hierdie groot esse, nie vir Serfontein nie, maar vir superpastor. Kom by die huis, my vrou dra my op my hande, ek is alles wat, ek is die pastoor, ek is die godsman. En in die aand as ek lê en ek snork, dan sê sy, Here, dankie vir hierdie man, wat hy vir my gegee het. So hardwerkend, selfs in sy slaap saag hy balke.
En dit word ons hele identiteit omdat ons bietjie op 'n troontjie geplaas word. Kom ons wees eerlik. En dan sukkel ons om dit te laat gaan. Maar ons het werk nodig. Maar werk kan nooit jou identiteit word nie. Werk moet vir jou 'n gevoel van betekenis gee. Ek het John Mark Comer se boek gelees, nie die Ruthless Elimination of Harry nie, die ander een, Garden to City. En hy begin met nogal iets wat hy in die begin vra is, verbeel jou, jy kan jou werk skuif na meer goed wat jou emmertjie vol maak, as goed wat jou emmertjie leeg maak. Het jy al 'n bietjie daaraan gedink? En dis 'n intentionele besluit wat 'n stroomoppasser moet neem, om te sê, ek wil my werk meer skuif na die plekke wat my emmer vol maak, as die plekke wat my emmer leeg maak. Wat maak jou emmer leeg? Ek geniet die bediening, is net die mense. Geweldige probleem. Ek sê enige pastoor met 'n sniper op speed dial hê, hè? Jy moet net WhatsApp en dan volgende oomblik moet jy net so rooi kolletjie sien op die ou se kop. Nice to have known you. Maar wat maak jou emmer leeg? Mense maak mense emmer verskriklik leeg. Ek het met sterre in die oë in die bediening ingegaan. Ek gaan mense help. Toe kom ek agter die koning is mooi, maar die mense is gemeen. Hulle het my ook natuurlik gewaarsku, ek moet versigtig vir vroue wees in die bediening. Toe ons op college was, ek was saam met Theo en Pieter, maar ons nog van my klasmaats hier rond, ons was saam op college. En dan waarsku hulle jou, wees versigtig vir die vrouens in die gemeente, jy gaan doen huisbesoek, en maak hulle die deur oop, want hulle nagklere aan, of sulke goed. Ek klop nou nog met 'n verwagting aan deure. Ek is nie 'n herder nie, maar ek doen huisbesoek. Maar daar is seker goed van die bediening wat jou ontnigter en wat jou emmertjie leeg maak. Van ons emmer word volgemaak deur mense, né? Ek hou van mense, ek hou van koneksie. My vrou weer nie. Hulle sê mos opposites attract. Jy kry mos by 'n partytjie twee tipe mense. Ryers en blyers, en hulle is altyd met mekaar getroud. Een wat wil bly en een wat wil ry. En hoe's jou werk? En jy is nie 'n slagoffer van jou weekprogram of van jou werkprogram nie. Jy kan dit bepaal. Kan jy dalk meer goed uit jou lewe uithaal wat nie daar hoef te wees nie? En meer goed inbou wat jou emmer vol maak. Want John Mark Comer sê, as jy hom soontoe kan beweeg, dan raak werk vir jou baie beter, baie lekkerder. En dit vat soveel minder energie uit jou uit, maar herlaai jou terwyl jy werk. Iets om oor te dink. Ek dink dis 'n leksheid. Jy kan nie in die bediening net doen wat jy van hou nie. Toe ek 'n teologiese student was ek in Kreersdorp sentraal waar Marius Nel pastoor was. Toe nooi hy my een oggend saam met 'n vriend van my, ons gaan huisbesoek toe. En ons vaar daar deur Kreersdorp. Hy kon huisbesoek doen, hoor. Hy kon. Net so 0:30 dan ons by die volgende huis. En hy unannounced daag hy op. Hy strek net sy hand uit na die hond, dan sit die hond regop. Sê die hond Psalm 23 op. Nou het ons 'n klomp besoeke gedoen, nou gaan drink ons tee by die pastorie, nou Tannie Mariet gee toe vir ons tee. Nou dink ek is verby. Hy sê nee, ons gaan nou weer. So, daar's nie altyd goed wat jy van hou in die bediening nie, maar jy kan dit neerskuif na daai plek toe wat jy meer jouself besig hou met goed waarvan jy hou, en as jy die leksheid het om daai goed wat jou emmer leeg maak te kan delegeer na iemand anders, en dan seker goed moet gebeur. Dinge moet gebeur, doeke moet geruil word. So, jou siel benodig rus, maar jou siel benodig werk. Daarom sê Kolossense 3, wat julle ook al doen. Werk met geesdrif, soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Jou siel benodig verhouding.
God is 'n interessante ritme in die skepingsverhaal wat jy optel. En God het gekyk en gesien dat dit goed is. Is so 'n ritme wat jy die hele hoofstuk 1 vind. Hy het gekyk en gesien is goed. En dan kyk hy na die mens in hoofstuk 2 en hy sê dit is nie goed. Het is nie goed dat hy alleen is nie. Ons het hierdie behoefte na verhouding en ek wil môre 'n bietjie meer praat oor ons verhouding met ander. Maar dit is belangrik dat jy die nodige verhoudings in jou lewe sal hê wat jou emmer vol maak. God het gesê dis nie goed dat die mens alleen is nie. Hier's 'n aanhaling. I once asked my mentor, which is more important, the journey or the destination? He replied, the company. Die company saam met wie jy reis is baie belangrik. Daarom moet jy goed kies as jy trou. Daarom moet jy goed kies as jy vriende kies. Is dit mense wat jou immer vol maak, wat jou ophelp, wat jou beter maak? Ons het verhouding nodig. Jy kan nie jouself isoleer nie. Dit was 'n probleem van die bediening baie jare terug, is dat die pastoor het homself geïsoleer. En dan was hierdie verwagting van hom, en hy kon nie vriende hê nie. Hy kon nie die lewe geniet nie, hy kon nie lag nie, né? Ons het daaroor gepraat. Staan eenslag by 'n klomp ouer pastore en hulle praat so en die een sê, ons praat rugby. En die een sê, ja jong, ek was ook nou so 'n maand terug op Nieuweland. As jy met ook daar is, sê die Here vir my, jy hoort nie hier my kind. Jy hoort nie hier nie. Toe sê die een ander pastoor vir hom, maar dan moet jy meer gaan, want dit lyk vir my die Here praat met jou as jy daar is. Ek dink jy kan jouself isoleer nie. Dis dom, die persoon wat homself isoleer, soos ek vroeër ook gesit het, jy begin later goed koester, wat jy nie moet koester nie, en in isolasie broei daai ding, en dit word 'n sweer. Jy kan nie praat oor goed nie, jy kan vir niemand sê nie. Dan, God sit die eerste siel daar in die tuin, en hy sê vir hom, jou siel het nodig om nee te kan sê. Hy sê van al die bome kan jy eet, maar jy moet die vermoë hê om 'n sekere nee te kan sê in jou lewe. Daar's mense wat vandag nie meer saam met ons is as pastore, as gevolg van onvermoë om 'n nee op 'n sekere stadium van jou lewe te sê. Kyk, ons word groot. As jy baba is, dan kom jy agter, maar ek kan nee sê. En soos jy Peter word, eet jou groente, nee. Hou nou op speel en kom bad, nee. Gaan nou bed toe, nee. Maar dan kom ons na 'n ruk agter, om nee te sê maak jou nie gewild nie. As jy ja sê, dan raak jy gewild. Dan groei jy in populariteit. En dan begin ons net al hoe meer ja's te sê in ons lewe. Ons maak ons kalender al hoe voller en ons sê al hoe minder nees en dan kom morele goed ons pad langs, versoekings kom ons pad langs en ons sê nie daai broodnodige nee wat ons moet sê nie. Voor Jesus al die wonderlike ja's gesê het wat hy gesê het, moes hy 3 baie belangrike nees in die tuin gaan sê. Ag, in die woestyn, dankie. En as hy nie daai nees in die woestyn gaan sê het nie, dan sou dit nie uitgewerk het soos wat die evangelie uitgewerk het nie. En baie van ons se lewens werk nie uit soos wat God droom ons lewens kan uitwerk nie, omdat ons daai belangrike nees nie sê nie. Ons is een keer by ook so 'n byeenkoms van my netwerk. En na aanbidding, toe ek gaan sy naam noem, Pieter de Bruin, jy kan dit seker nie onthou nie. Toe sê hy die volgende. Hy sê, hy moet nie dit sê. Maar as jy nou ooit 'n handgranaat tussen 'n klomp pastore gooi, was dit 'n handgranaat. Hy sê, hy voel die Here sê vir hom, is iemand wat besig is met iets wat verkeerd is. En as jy nie gaan stop nie, gaan dit jou lewe ruïneer. Hy het net so oortuiging gehad, hy het deur die Gees gelei gevoel. Soos 'n mic drop.
En die sprekers weet nie wat om te doen nie, en ek dink Henry was op baie stadium die leier, hy sê toe, nee, gaan net aan. Maar 'n maand later het ek 'n voorreg gehad om met iemand wat in daai gehoor was te kan praat, wat na my toe gekom het en sê daai woord was vir hom gewees. Hy het betrokke geraak in 'n emosionele verhouding en dit was 'n kwessie van tyd. Dan was dit verby. En hy het oopgemaak, hy het hy gebreklike hand uitgehaal en hom uitgesteek. Hy het gesê ek's deel van die gilde van die verdorde hand. En hy het genesing gekry. En sy bediening is gered. Sy bediening is gered. Jy moet kan nee sê. If you have said like me and have said too many yeses and found that all that hopeful, existing, wide open intentions has left you scraped and empty, the word that changes everything is no. Nee. I know I didn't like it either, but no became the scalpel I use to remake my life. Stroomoppasser, as jy dink aan daai prentjie, waar skep jou siel? Wat is die kondisie van jou siel vandag? 'n lewenslange vriend van my is 'n chirurg in die Kaap. En hy het op universiteit agtergekom dat drinking games en sigarette is baie lekker. En hy het begin rook. Nou ja, 'n dokter wat rook maak mos hy altyd van sin nie, want hulle sê altyd vir jou, jy moenie rook nie. En hy het met hierdie rook duiwel beklei, want hy sê, ek wil nie rook, ek weet dit is ongesond vir my longe. En hy het alles probeer. Alles. Daai patches. Hy het soos 'n pet shop slang gelyk. Vol van hierdie patches geplak en goed. Dan werk dit nie. Hy's moeilik by die huis as hy onttrekking omslaat. Hier op dag 3 dan sê sy vrou, kom, vat sy hom kafee toe. Dan sê sy, kies, ek betaal. Kies. Hy het gesukkel. En eendag toe kry hulle 'n nuwe MRI-masjien of 'n fancy masjien by die hospitaal en hulle nooi die dokters, hulle is besig om die masjien te kalibreer. Kom vir 'n verniet scan. Hierdie 3D scans en goed. Dan kan jy nou sê wat jy wil sien. En hy sê hy gaan dit daai sê ek wil my are in my longe sien. En hy sien dit toe. En hy sien meer as 1/3. Hy het by die huis gekom vir sy vrou gesê, ek het vandag opgehou rook. En tot vandag toe nog. Rook hy nie. Wat het gebeur? Hy het die kondisie van sy are en van sy longe gesien. Wat sal gebeur as jy die kondisie van jou siel regtig moet sien? Wat se aanpassings gaan jy maak? Dalk is jou siel in flardige hardloop van te besig. Dalk het mense jou so gemishandel en jou so verkleineer en jy jou soveel keer vasgeloop teen mense dat jy nie meer confidence het nie en jou siel is stikkend. Kan ek vir jou sê, ek was 3 jaar terug daar. Ek was 3 jaar terug daar. Dat as ek op 'n vliegtuig ry, dan dink ek vlieg, dan sê ek vir myself, ek sal nie mind as hy nou val nie. Dat jy in hierdie donker gat ingaan en jou siel is vuisfoos. En wat? Jy hou dit net vir jouself. Want hoekom sal ek vir Werner sê, as ek en hy saam op 'n NLF is, ek bloei. Hy mag nie weet ek bloei nie. Ek moet bo op die berg wees. As jy die kondisie van jou siel regtig weet, daar's dalk 'n paar nees wat jy moet sê, want jy het goed ingelaat. So wat is daai kondisie? En as jy hom kon sien, wat se verandering sal jy maak? Kan ek so 'n bietjie ratte verander? Na identiteit en selfleierskap en effektiwiteit. Nou die Hogg, die stigter van Visa, toe hy klaar was met toe hy aftree het, hy 'n bietjie gaan navorsing doen, hoekom baie leiers so effektief is en ander nie so effektief is. Nou dit gaan nie vir jou nuwe nuus wees wat ek met jou deel nie.
Maar hy het uitgevind dat goeie leiers spandeer 25% van hulle tyd om na bo te lei. Want jy moet die kapasiteit hê om na bo te kan lei. Jy is miskien 'n medeleraar. Jy moet jou leraar ook kan lei, as jy 'n visie het of 'n droom aan hom of haar wil verkoop. Jy het 'n kerkraad, jy het 'n board of directors, wat jy moet kan lei, so jy moet tyd spandeer om na boontoe te lei. Dis nodig. Maar hy sê, dan moet jy 20% van jou tyd, 20% moet jy na bo lei, 25% moet jy hier na ewe knie toe lei. Die vermoë om mense to be the first among equals en sulke mense te kan lei, kollegas, mense wat saam mee op die span is. Slegs 5% na onder. Dis die Haag wat dit nagevors. Hy sê net 5% na onder. Want as jy 'n goeie visie het, sal mense jou volg. Hulle sal self lei. Maar hy sê 50% daarvan jou leierskap moet gespandeer word aan selfleierskap. Die moeilikste persoon om te lei is die ou wat na jou terugkyk in die spieël in die oggend. Daai girl. Sy's moeilik om te lei. Hy's moeilik om te lei. En wat ons baie keer doen is, as dit kom by selfleierskap, dan leef ons lewe vanuit gevoelens. Hoe ek voel. En dit dryf ons aksies. En op die ou einde bepaal dit ons aktiwiteit. So ons het hierdie gevoelens van FOMO, fear of missing out. Dan dryf dit jou aksies. En dit word later jou identiteit. Ja, ek het ook nou gebungee jump. Ja, jy weet, ek het ook nou 'n AI dingetjie vir myself gecreate, wat ek met die Bybeltjie staan en alles. So, weet wat die groot probleem van vandag? Is nie FOMO nie. It's the fear of too many options. Ek het oor die treinbrug as laaitie gestap met 10 sent na Mr. Bing, Chinese ou, Mr. Bing se winkel. En Mr. Bing het nie change gegee nie. Hy het gesê, toek sweets. Ja, toek sweets. En hy het net 2 sweeties gehad. Hierdie swart suiggoedjies. Om polities korrek kan ek nou nie wat ons het daai tyd genoem het. Daai swart suiglekkertjies. Dan maak hy jou mond so swart. En appelkosies. En is lekker, né? Jy het daai keuse. Sê nou vir jou kind, jou dogter, jou kleinkind, kies vir jou sweetie. Aan Checkers se ry. Daar's net te veel opsies. En uit hierdie gevoelens uit probeer ons aksies dryf en dit moet ons identiteit bepaal. Maar mens moet eintlik besluit wie jy wil wees voordat jy begin goed doen in jou lewe. Dis 'n baie belangrike beginsel. Craig Rochelle in sy boek oor habits skryf The Power to Change is die boek se naam. Wat hy sê, who before do? Wie wil jy word voordat jy goed doen? Maar hoe begin ons nou die nuwe jaar? Ek wil 18 boeke hierdie jaar lees. 18 boeke hierdie jaar lees. Ek wil 10 kg verloor. 10 kg. Ek wil 'n halfmaraton hardloop. Ek wil ten minste 2 keer hierdie jaar vir my vrou seks lief vir haar. Dit is do. Wat van ek wil 'n student word? Daarom lees ek. Of daarom vors ek na. Wat van ek wil 'n beter man wees? Daarom sê ek gereeld vir haar mooi goed en ek is lief vir haar of vir hom. Toe mans het ook nodig om te hoor hulle is nog seksie. Ek sê altyd, as ek jong paartjies trou, moenie vir hom sê, vat die dromsak uit nie. Die weer is jou werk, vat dit uit, sê vir hom, liefie, as jy daai sak dra, dan draai ietsie binne in my. Hulle gooi koerante later daarin, net dat hy vol kan raak, dat jy hom kan. Besluit wie jy wil wees. En laat dit besluit wat jy gaan doen. Amper soos die volgende
skematiese voorstelling. Besluit jou identiteit eerste, en dan jou aksie vanuit dit, en dat dit dan jou gevoelens bepaal, nie andersom nie. Want dan ons voel nie altyd lus om goed te doen nie. Ons voel nie altyd vir sekere aksie. Maar as jy vir jouself sê, ek wil hierdie persoon wees of word, dan bepaal dit jou aksies. Toe ek 38 jaar oud was, 39 jaar oud was, toe kom ek van vakansie af terug, toe kyk die skoonmaker by die kerk my so en hy sê, Moruti, jy's dink. Werk hy nog dan? Ons het opgevang dat hy geld gesteel het. Ek gaan daar, want Januarie is ons altyd specials. Want toe werk my 38 broek nie meer nie, hy het nie gelieg nie. Ek koop 'n size 40 broek vir my. En ek besef Moruti is dik. En dit is in daai tyd wat ek vir 'n tyd weggaan en gaan afsonder om myself net te vind en om oor hierdie gedagte van selfleierskap te dink. Ek het toe net my MO klaar gemaak. Nou moet ek die volgende stap doen en ek is net op die regte headspace vir dit. En ek het vir 2 dae weggegaan en ek het met hierdie volgende ding na vore gekom. Hy's geraam, hy hang in my studeerkamer. As ek opkyk, hang hy daar. Ek het dit in die vorm van 'n gebed gesit. Lord, help me to be the following person, a devoted follower of Christ, a passionate husband, a hero dad, a keen scholar, a smart investor, a savvy traveler, a leader of leaders, and healthy enough to maintain this. Dis wie ek wil wees. Dit bepaal hoe ek my stilte tyd en my verhouding met die Here bedryf. Want ek wil 'n devoted follower wees. In plaas van, ek wil meer bid, ek wil meer stilte tyd hou. Nee, ek wil 'n devoted follower wees. Hoe lyk 'n devoted follower? Ek wil 'n passionate husband wees. So ek moet sekere goed doen, 'n date night of uitgaan of mooi goed sê vir haar. 'n hero dad. Nou nog in my lewe kuier ek met elkeen van my kinders 2 keer 'n maand alleen. Ek en my vrou kuier met elkeen van hulle 2 keer 'n maand saam. En 1 keer 'n maand kuier ons met almal saam. En ek het van die begin af sê vir my kinders gaan ek opdaag. Gaan daar wees vir hulle. Wil 'n hero dad wees. Hulle moet na my opkyk en sê my pa. Ek het my pa begrawe in lockdown. Jy onthou daai begrafnisse wat jy gedoen het? Waar die mense so 'n meter uit mekaar sit. Hoe stupid is dit? Dit is 'n tyd wat jy eintlik vertroosting in mense nodig en nou sit jy so. My pa was 'n baie bekende persoon op Dispatch, gelief in die kerk gewees. 50 mense by sy begrafnis. Maar ek het daar gesê, die voorbeeld wat hy my gestel het, om vir my ma lief te wees tot haar dood, getrou aan haar te bly, om met sy gewone klein salaris vir ons te voorsien het, en vir homself te kon voorsien vir aftrede. Die manier hoe hy die pad reguit gestap het en lief was vir God, het van hom 'n hero in my oë gemaak. Nie of hy 'n groot kwalifikasie of 'n groot werk gehad het. En dan het ek ook gesê, wie wil ek wees vir my kinders? Nee, as jy sê 'n keen scholar, dis 'n beter ding as om te sê ek wil 15 boeke 'n jaar lees of 12 boeke 'n jaar lees. Ek probeer jaarliks 18 boeke lees. En ek kom by dit uit. Maar as omdat ek 'n keen scholar wil wees. Sê ek wil weet wat aangaan in my veld. Ek wil weet wat hulle sê. Ek wil meer goed leer. Smart investor bepaal hoe ek my salaris spandeer as ek hom kry. Hoeveel ek wegsit. Hoe ek selfs my bonus spandeer as ek hom kry. Hoeveel ek wegsit. En hoeveel ek belê. Maar moenie my raad volg as dit by Bitcoin kom nie. My portefeulje is die helfte kleiner. Savvy traveler, leader of leader, ek gaan nie baie daar, julle weet wat ek bedoel. Gaan sit iewers en gaan teken 'n prentjie van jou oor 5 jaar. Waar wil jy wees? Wie is die mens wat jy wil word? En gaan sit dan
sekere dinge wat jy wil doen in plek. Dis die essensie van selfleierskap. Jesus het nogal hierdie vermoë gehad om sy lewe goed te balanseer. Om in 3 jaar reg te kon kry, dis eintlik minder as 3 jaar, né? Julle weet dit. Om in daai tydperk reg te kon kry wat Jesus reg gekry het. Hy het die vermoë gehad om goed te balanseer. Ek wys vir julle teks uit Markus 1, toe dit aand word. En die son al onder was, het die mense, al die siekes, en die wat in die mag van die bose was na hom, toe gebring die hele dorp, het by die deur van die huis, en dan sê hy het baie siekes van allerlei kwale gehad, het gesond gemaak en bose geeste uitgedryf. Jy kan nie strei nie, hierdie is uitsette, is results, is sukses. Ons soek dit ook, nee. Ons wil as ons hospitaal besoek doen, nee, die hospitaal moet almal ontslaan as ons uitgaan. Ons soek hierdie sukses, ons jaag hierdie sukses, en Jesus het dit gehad. Maar as jy net die volgende vers lees, die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan buite te gaan, 'n eensame plek en daar gebid, hulle het hom kom soek, almal soek hom, maar hy sê, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabye geleë dorpies, sodat daar kan preek, en hulle toe gaan en dwars deur Galilea, en hulle sinagoges gepreek, bose geeste uitgedrywe. Interessant, Jesus se vermoë om goed te balanseer te doen gehad, want hy het 'n tyd gehad, hy het 'n plek gehad, daai tyd en plek van afsondering, waar hy sy emmer volgemaak het vir hom fokus en rigting gegee, en dit het gelei tot baie energie in sy lewe en uitsette. En Trevor Hudson het dit so gaan neersit, ek dink julle het al dalk met sy siklus, sy cycle of grace te doen gekry. Wat hy sê, as jy daai cycle net gou-gou daar opsit, is hy nie daar nie. Ok, ek gaan vir jou probeer om, teken 'n sirkel op jou notas, en dan, as jy daai sirkel getrek het, dan kan jy hom so halveer, dan sit jy aan die een kant output, en aan die ander kant input, weet in die middel van daai sirkel, en dan by 12:00, skryf jy die volgende woord, aanvaarding. By 3:00, skryf jy verkwikking, by 9:00 betekenis, nee man, by 6:00 moet jy betekenis skryf, sorry man, by 9:00 resultate, en dan gaan jy weer so. Nou Trevor Hudson sê, Jesus het hierdie vermoë gehad om te leef vanuit sy identiteit uit. Man, toe hy gedoop is, wat het God gesê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Dit was sy identiteit van die begin af. En interessant, direk na daai wonderlike openbaring wat God vir hom sê, is my geliefde seun, gaan hy mos woestyn toe. En raai waar word hy gechallenge? Jy sy identity, as jy die seun van God is. So Jesus het hierdie goeie gevoel van identiteit gehad. Selfs in Johannes 13 dink ek nou daaraan. Sê, omdat Jesus weet van waar hy gekom het, en dat hy teruggaan na die Vader toe, en die Vader alles in sy hande gegee het hy opgestaan en hulle voete gewas. Daai voete was vanuit 'n identiteit. Ek weet wie ek is. Ek kan 'n slaaf se werk doen omdat ek weet wie ek is. So Jesus het vanuit sy identiteit geleef. Maar Jesus het ook gereeld tye van verkwikking gehad, waar hy sy emmer vol gemaak het, waar hy gebid het, waar hy baie keer met vriende gekuier het. Jy weet, Jesus het op 'n stadium 70, Jesus het 5000 gevoed. So daar was duisende in sy lewe. Maar daar was 70 mense ook in sy lewe wat hy uitgestuur het. Dan was daar 12 disippels. Maar dan was daar 3 disippels. Maar dan was daar ook Martha, Maria en Lazarus. En ek dink dit is in hierdie verhoudings wat hy verkwikking gevind het. Dit is in sy stil tye. Hy sê mens gereedheid na 'n eensame plek toe gegaan, na die wildernis toe, die Griekse woord is eremos. Hy het na daai plek toe gegaan om verkwikking te kry. En dit het hom laat verstaan, soos hierdie gedeelte wat ons gelees het, wat hy volgende moet doen. Ek moet nou dit doen, ek moet so toe gaan, die betekenis wat hy moet toevoeg tot die lewe. En dan het hy gegaan en hy het gaan doen, en dan het hy resultate gehad. Sit jy jou pen neer by die woord resultate. Meeste van ons leef dit andersom. Ons werk baie hard vir resultate sodat ons dit ons betekenis kan gee en ons emmertjie vol maak sodat dit vir ons 'n gevoel van aanvaarding in hierdie lewe kan gee.
En ons moet eintlik vanuit 'n identiteit uitleef. Ek wil vir jou 3 woorde gee wat die moderne leier of pastoor beskryf. Sê vir my as ek verkeerd is. Besig, hardloop, praat, jy moet baie praat, antwoorde, jy moet vir mense antwoorde gee. So is dit min of meer wat jou lewe beskryf? Jy is besig. Dis mos 'n inding om te sê, so, hoe gaan dit? Hektiek, besig. Praat, jy praat verskriklik baie, want jy moet teach, jy moet lering gee, jy moet preek. En jy moet heeltyd vir mense antwoorde gee. Mense voel baie keer soos die Here se advokaat. Mense, hoekom doen God dit? Waarom doen God dit? En jy moet vir hulle antwoorde gee. Help my met dit, help my met die. Op 'n slag, toe Jesus 12 jaar oud was, toe gaan hy saam met sy ouers Jerusalem toe vir die fees. Toe hulle terugstap, na 'n dag, toe kyk Josef en Maria vir mekaar, soos goeie ouers doen, na 'n dag. Waar is Jesus? Dis 'n teks wat jy kan gebruik om te preek oor swak ouerskap. Ek kan al Maria hoor, by die vroue as hulle kook en tee. So het jy al iets groots verloor. Ja, Jesus. Nou gaan hulle terug. Ek het al 'n kind in die gang langs staan in die winkels verloor. Panic stations. Want hy's dan nou hier en dan is hy gone. En jy sê vir hom, moenie gaan nie. Staan en huil daai kant. Nou gaan soek hulle hom. Waar kry hy hom? By die tempel. Wat doen hy by die tempel? Baie van ons dink, hy het lering gegee. Kom ons lees wat doen hy by die tempel. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Ek weet nie hoe ek hierdie teks verkeerd gehad het. Ek seker meer Bybel lees. Ek het nog uit geteach. Ek het nog 'n kinderbybel bietjie wat hy daar staan en praat met hulle. Maar ek het in elke moontlike vertaling gaan kry, dit is wat die teks sê. Hy het gesit, hy het geluister, hy het vrae gevra. Ek dink dis 3 woorde wat Jesus beskryf het. Sit, luister, uitvra. En dis 3 woorde wat ek dink jy meer kan leef as die besig, praat, antwoord gee. Want ons doen presies die teenoorgestelde. Ons sit nie, ons hardloop. Ons luister nie, ons praat. Ons lief ons stemme. Ek het nog nooit 'n pastoor ontmoet wat dink hy preek swak nie. Amen. Dit is so. Amen. Ek preek ook, ek is fantasties, behalwe as my vrou vra. En ons het hierdie entitlement. Ons weet alles. Ek sit baie keer met jong pastoor en praat ek hulle met hulle oor goed. Dan skud hulle kop. Ja. As ek het julle daai boek al gelees? Ja, ek het ook gelees. Ek hoor van 'n ander ou nou die dag, hy gaan vir 'n radio-onderhoud. En die ou vra vir hom, dit laat my nou dink aan daai boek van so en so het jy hom gelees en hy lieg. Hy sê nee, ek het die boek gelees. En die ou gaan toe dieper op die boek in. En hy vra hom dieper vra. Hoekom doen ons dit? Want ons is entitled, ons dink ons moet al die antwoorde hê op hierdie lewe. Jy het nie al die antwoorde nie. Jy moet bietjie meer sit, bietjie meer luister, bietjie meer uitvra. En hoe sou dit lyk? Hoe lyk sit? Sit beteken ek stop nou. Ons het die mense langs aan ons waar ek 'n kind was, die tannie het gereeld by my ma kom kuier, maar nou het my ma mos nou nog kinders in die huis, maar die tannie bly by haar kinders so sy tyd. Sy drink al 4 uur in die môre haar eerste koffie en sy en RSG soos Ketty en Klip. Weet, en haar dae is lank, nou kom kuier sy by my ma, jy's in die middag wanneer ons nou by die huis kom. Dan as tannie Jess sit, is dit 3 ure. Nou moet my ma sien as tannie Jess klop by die deur sy. Want tannie Jess mik vir inkom. Tannie Jess wil gaan sit. Maar as sy sit dan is sy nie meer besig.
En sal sy na rukkie vir my ma sê, Daleen, het jy ietsie om te drink? My ma gaan tee maak. Maar wanneer jy sit, beteken dit, ek bring my lewe tot stilstand. En dalk moet die besige leiers van ons, net ons lewe 'n bietjie stop. En daar's 2 practices wat hulle voorskryf, die practice van Sabbat, en die practice van slowing, deliberately slowing your life. So ek gaan nie veel oor Sabbat sê nie, maar ek dink elke leier moet 'n weeklikse afdag neem, wat jy doen wat jy van hou. Hulle praat van Sabbath delight. Doen wat jy van hou op jou Sabbat. Dan slowing, om doelbewus bietjie stadiger te loop. En ek dink die Afrika kulture kry dit reg. Het jy agtergekom, hulle het nie 'n goeiemôre, goeiemiddag, nee, is net molo. Sawubona. Daar's nie, maar ons deel hom so op. Goeie vroegmôre, goeie middelmôre. Ons is so gejaag, ons net so 'n bietjie slow, stap stadiger. Wat doen jy by 'n verkeerslig? Ek het 'n nuwe gewoonte. Ek is so bly as hy rooi is. Dis 'n mindshift. Want 'n rooi verkeerslig gee vir my kans om my mantra te sê, U is my Here, U is my God, U is my krag, en U is my sterkte, U is my voorsiening, en U is my genesing. Doelbewuste slowing in jou lewe. Wat van, jy gaan staan in die langste ry, as jy betaal? Nee, wat doen ons? Ons gaan staan daar by die quick exit, dan tel ons, 13 groete. Skies toch? Want ons is so haastig. Ons lewe is vreeslik haastig. Tweedens, so hoe luister ek? Die belangrikheid van stilte en afsondering. Stilte, baie, baie belangrik. Om, veral in ons Pinkster charismatiese gebeentes, as nie baie stilte nie, né? Hulle sê mos, 'n halfuur stilte in die hemel gaan vir die Pinksterkerk baie moeilik wees. En dan sê ons, amen, yes, kom ons sing. Maar die stilte is eintlik vir die eindtydpredikers om al hulle kaarte net goed te vergelyk, om te kyk hoe dit nou gebeur het. Maar, hoe belangrik is stilte vir jou? Kan jy in stilte sit? Kan jy jou gedagtes stil maak? Kan jy daai gefladder in die boom laat gaan sit? En net by God wees. Nie van hom iets vra nie. Ek het 'n oefening begin doen. Ek 'n hele ruk terug het ek en Kobus de Beer en Dion Swart 'n stil retreat gaan bywoon. Nou, hulle is praters, hulle praat verskriklik baie. Nou jy mag nie praat deur die dag nie. Maar ek kan sien daai hinkering. Want ek het hom ook. Ek mag nie praat nie. Stilte. 3 dae van hel. En dan moet jy nou, gaan jy in so 'n tempeltjie in, of so 'n plekkie, dan die gebedsbankie waarop jy sit, in stilte. Aan die begin was dit moeilik. Ek sal nooit vergeet, ek weet die laaste dag, toe ek so links kyk na my ou vriend Dion, loop die trane so oor sy wange. Toe ontmoet God hom in die stilte. Jy is wat jy in jou stiltes doen. Wees stil, be still and know that I am God. Dis nie, toe ek op die college gekom het my eerste jaar, dan kom die 3de jaarste in nou, hou hulle devotional, dis nou voor ons wegspring, hou hulle devotional, dan sing ons nou 'n liedjie, en aan die einde van die liedjie, dan aanbid ons nou so 'n bietjie die Here. Nou, kom ek daar, en toe ons by daai aanbidding kom, dis asof 'n bom ontplof. Nou, die Here is mos baie doof, en so die manne laat waai, van die manne loop so, van hulle loop so, van hulle ook so, is asof hulle daar hulle beroep wil losbid. En ek besef, ons het nie die vermoë om God in stilte te ontmoet. Hy sê, wees stil en weet. En 'n goeie oefening om te doen, en ek doen dit nou nog as ek voel daar's te veel fladdering in my boom en ek goed wil nie gaan sit nie. Dan ek het so 'n gebedsbankie in my studeerkamer, dan sit ek daar en dan sê ek hierdie versie op. Be still and know that I am God. Dan los ek die laaste woord. Be still and know. Be still.
be. We are human beings, not human doings. Net so 'n bietjie stil maak. En dan ondersoek, dis daai studie, om studie in jou lewe te hê. En studie is nie nagraads of grade nie, dis nie studie nie. Ons weet van baie mense met grade wat nie weet hoe om dit toe te pas. Studie is daai, ek wil leer, ek wil 'n podcast luister, ek wil hierso by ouens leer, by mense leer en ek wil vra. Ek wil vra. Ek gaan probeer in 3 minute, as julle vir my sal gee, vinnig gou vir jou iets in Psalm 23 wys. Ek gooi hom op, ek gaan hom nie lees, julle ken Psalm 23. Die eerste 3 verse gebruik hy 'n spesifieke metafoor. Wat is dit? Herder, skaap. Die laaste een herinner aan 'n koning, né? Jy laat my aansit by 'n feesmaal, my gevangenes, my enemies moet kyk terwyl ons fees vier. So dis hierdie 2 wêrelde. Dis die wêreld van 'n koning en die wêreld van 'n skaap. En Psalm 23 wil eintlik vir ons sê, as jy wil 'n koning wees, moet jy leer om 'n skaap te wees. Jy kan net by die victories, die public victories uitkom as jy die private victories in jou selfleierskap het. En dit beleef. En net interessant, as jy kyk vers 1 tot 3 van Psalm 23, praat hulle van die Here in die 3de persoon. Hy. Die Here, hy laat my rus, hy bring my by waters, hy gee my nuwe krag. Maar kyk wat gebeur as hy deur donker dieptes gaan. Hy word u. Die 3de persoon word 'n 2de persoon. Hy kom nader. Hy kom nader in daai krisis. En wanneer jy genoegsaam skaaptyd, waar jy rus, waar jy sy water drink, sy verkoeking kry, kan jy daai victory sê. Ek sluit af met 'n laaste psalm. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Ek dink ons moet 'n bietjie rus en kalmte vind. Daai dinge wat so groot is, daai dinge wat ons so jaag, dit maak dat ons nooit in die moment is nie. En ons is soos ongespeende kinders as hy by mamma is, trap en trek en wil kos hê. Maar as jy gespeen is, kan jy net by God wees en ontvang. Kom ons bid saam. Here, ons siele het nodig om opgepas te word. Help ons om dit in plek te sit wat jy met ons oor praat in hierdie paar dae. Dan vra ek, Here, dat U ook die kos wat ons gaan geniet, sal seën en ons samesyn en ook ons worship van vanaand, dat U met ons sal wees. Amen. Baie dankie.